Here Jesus, U het gesê, ek is die brood van die lewe. Ek gee die ewige lewe vir mense. As iemand na my toe kom en vat wat ek hom gee, sal hy geestelik heeltemal versadig word. As hy my vertrou, sal hy nooit weer geestelik dors kry nie. Here, ons hoor dit, ons leer dit. Ons kom nou na U toe. Ontvang ons in genade. Amen. Geliefdes, mag die God wat vrede gee, wat Jesus ons Here uit die dood teruggebring het, Jesus wat deur die bloed van die ewige verbond ons herder geword het, julle toerus met alles wat nodig is om sy wil uit te voer. Mag hy deur Jesus Christus se bemagtiging in ons tot stand bring wat God se hart bly sal maak. Aan hom kom toe die heerlikheid vir nou en vir altyd. Ek moet hom afsit, want as ek hom aanlos, dan hoor julle my sing, en dit sal nie vir julle lekker wees om te hoor nie. So, maar in elk geval, hier is gelukkig van julle wat dit goed kan doen. Ek wil volgende die woord van die Here aan julle bring uit Kolossense 1, ek gaan daar lees vers 1 vers tot vers 8. En ek gaan uit die boodskap uitlees. Veel van julle sal verstaan hoekom as ek gelees het, dink ek. Maar voordat ek en jy dit kan waag om die woord van die Here te vat en te lees, die leesdeel is maklik. Ek sien daar sulke klein kamertjonnetjies wat kan lees. Hulle is sommer vroeg op skool, dan lees hulle al redelik goed. Maar om die woord van die Here te lees, gaan nie oor lees nie. Dit gaan nie oor te verstaan hierdie letters wat ingespan is nie. Dit gaan daaroor om te sê, Here, maar ons het nou U lewende woord nodig. Ons moet iets verstaan. En daarom is dit roekeloos om die woord van die Here te lees voor ons gebid het. So kom ons bid, kom ons vra, Here, kom verduidelik vir ons, kom deur die Gees en kom leer ons van die woord. Kom ons sit net so en dan bid ons saam. Christus Jesus, ons Here, in hierdie wêreld en in ons tyd word dit baie keer so donker. En in hierdie tye word ons so bewus van ons eie swakheid. Net dat die wete van U teenwoordigheid, U liefde en U troos is wat ons dan regop hou. Dis wat ons aan die gang hou. En daarom gee ons vanoggend die volkome vertroue in U beskermende nabyheid, U lewegewende krag, sodat niks ons sal bekommerd maak of ons sal bang maak nie, omdat U ons oë oopgemaak het om U te kan sien. U hand, U doel, U volmaakte wil is aan die werk agter alles wat gebeur. En ons verstaan dit nie altyd so nie. Partykeer is dit vir ons moeilik. Maar kom leer ons dan nou vanoggend van U wil. Help ons om nie net te hoor nie, maar te verstaan, sodat ons hierdie volmaakte wil van U kan gaan leef. Ons vra dit omdat Jesus ons Here is. Amen. Ek lees dan uit Kolossense 1 van vers 1 af, van Paulus, apostel van Jesus op gesag van God, en van Timotheus, 'n mede-Christen. Hierdie brief is bedoel vir al die mense van Kolosse wat spesiaal net Godsin is. Ek skryf vir julle wat in Jesus glo en daarom deel van God se hegte familie is. Mag God ons Vader vir julle baie goed wees. Mag hy vir julle daardie diep vrede gee wat net hy kan gee. Dank God dat julle Christene is. Wanneer ek bid, kan ek God nie genoeg dankie sê vir wat hy vir julle gedoen het nie. Ek praat nie sommer van enige God nie. Ek praat van God, die Vader van Jesus Christus, ons Here. Ek het gehoor dat julle in Christus Jesus glo en daarom baie omgee vir al God se kinders. Dit doen julle omdat julle verseker weet dat God self alles waarborg wat hy vir julle beloof het en vir julle reghou. Vir hierdie goeie nuus staan God self in. Julle is nie die enigstes wat die goeie nuus gehoor het nie. Oor die hele wêreld het die wonderlike nuus al by mense uitgekom en steeds versprei dit soos 'n veldbrand. Net mooi oral kom 'n mens die vrug daarvan teë. Julle het self mos ervaring daarvan. Van die dag af dat dit tot julle deurgedring het, hoe goed God vir julle is, sonder dat julle dit regtig verdien, weet julle dat die ware God aan die werk is. By Epafras het julle alles geleer. Hy's regtig 'n staatmaker en ek hou baie van hom. Hy werk hard, saam met my vir die Here. Hy is iemand op wie Christus regtig pyl kan trek. Julle het natuurlik ook die vrugte van sy goeie werke gepluk.
dit is juist by hom dat ons gehoor het hoe lief julle mekaar het. God se gees werk mos in julle. Nou broers en susters, ek dink dit wat die Here wil sê, staan hier in die woord. Miskien ek nie te veel sê nie, dan maak ek dit dalk teer mekaar. Maar ek wil tog graag 'n paar goed met julle deel. Daar's 'n bekende Nederlandse spreek wat lui, van die konsert des lewens krijg niemand een program. Is dit nie waar nie? Ons het in hierdie konsert van die lewe, weet ons nie aldag wat môre gaan gebeur nie. Ek dink, hier's 'n klomp manne en vroue wat hier sit, wat sê, ja nee, ons kyk elke aand, wat sê die weer vir môre, môreoggend word ons wakker, en ons sien, ons het die verkeerde program gekyk, want die weer lyk alweer anders, want hier die konsert van die lewe het nie 'n program nie. Ons moet maar elke dag ons staan en ons loop. En ek dink ons voel dit aan ons lywe, dat, Here, as ek maar net weet wat van môre, is dit dalk bietjie makliker. Maar miskien ook nie. Miskien is het ook goed om nie alles te weet nie. Ons moes nou al meermale erken, as dit nie vir die Here was nie, was hierdie programlose konsert iets wat ons ondergekry het. Amelia wat sê, sy wil graag 'n beerd hê. Sy gaan haar beerd kry, sy sal gee kans. Sy is heel opgewonde hier, hulle het vir haar gesê, dis haar dag, en nou praat ek ander goed. Maar juist omdat hierdie konsert van die lewe partykeer 'n bietjie seer en 'n bietjie taai is, moet ons by 'n punt kom waar ons sê, Here, maar hoe sal ons sonder U? Broers en susters, ek's 'n kind van die Here, deur groot genade. Jy is een, aanvaar ek, anders seker lekkerder geweest om nog volgende bietjie te lê. Maar dit is nie lekkerder om te lê nie, dit is lekkerder om by die Here te wees. Maar ek en jy is kinders van die Here, en ten spyte van ons kind van die Here wees, druk die lewe partykeer, nee. Partykeer druk ons dat ons oë traan. En dit terwyl ons weet waar ons ankers is, dit terwyl ons weet waarheen God met ons op pad is, dit terwyl ons weet en lees vanoggend weer in Kolossense 1, dat God staan self in, hy waarborg al die beloftes wat hy vir ons gemaak het. En ons sê, joh, Here, partykeer is dit 'n bietjie taai. Ek weet nie wat maak iemand wat nie die Here ken nie. Ek weet nie hoe maak hy in die konsert van die lewe nie. Maar dank die Here dat ons hom ken. En nou kom die Here en dan sê hy in sy woord vir ons, maar as jy my ken, vra ek iets van jou. Ek vra van jou om my kind te wees. Die Here vra van jou en van my om so te lewe, so te doen, met ons hande so te vat op plekke, dat wanneer ons daar klaar is, dat God kan trots wees op wat ons gedoen het. As ons prentjies gemaak het, dat ons hemelse Vader hierdie prentjies op sy yskas sou wou sit met 'n magneet, en sê, dis my kinders daai. Nie oor God ons nodig het nie, maar oor ons lief het. Hoekom plak ons kinders se prentjies op die yskas? Ek weet, ek het een keer my een dogter 'n prentjie gemaak wat ek het, na die derde draai het ek eers om reg gehad volgens haar met die bokant bo en die onderkant onder, want enige kant het vir my gewerk. Maar sy is myne. En dit het die moeite werd gemaak. Dit het daai prentjie vir my die mooiste prentjie gemaak. En so kyk God na jou en my, en hy sê, maar ek het jou so lief, my kind. En ek en jy moet leer om in hierdie liefde te leef. Ons lees in Kolossense dat Paulus aan die gemeente in Kolosse skryf, dat, en dit eintlik wat die woord van God, die hele woord bedoel, is, ek skryf vir al die mense in Kolosse, wat spesiaal net God se is. Ons moderne wêreld sê, dis die Here se werk om te vergewe. Ons kan ons maar sonde doen, dit hou die Here in besigheid. Hy behoort bly te wees dat ons so verkeerd gaan, want dan kan hy ons kom red. Dis nie waar nie. Die woord van God en God self is nie daar vir alle mense, sommer net, dis deel van die pakket nie. Die lewende God en die verlossing van Jesus Christus is bedoel vir almal, maar net die van ons wat dit aanvaar en dit ons ding maak, gaan dit kry. Dis tog wat hier staan. Dis bedoel vir al die mense wat spesiaal net God se is. Is jy net God se? Want dis wat die verbond gesê het.
Toe die Here met ons deur mekaar geraak het, toe hy Abraham uitkies, toe sê hy, Abraham, ek gaan 'n verbond met jou sluit. En hy sê vir Abraham, jy kan hierdie verbond hou eers nie, ek sal dit namens jou hou, jy loop nie tussen hierdie karkaste deur nie, want Abraham, mense kan nie verbond met my hou nie. Hy sê, ek sal jou God wees. En ek wil hê, jy moet my volk wees. Ek wil hê, jy moet vir my lewe. Ek wil hê, jy moet myne wees, net myne. My broer en my suster, is ek en jy regtig net God sin? Want dis wat nodig is, as ons wil hê, hierdie woord moet ons in wees, hierdie beloftes van God moet ons in wees. En kom die Here in sy woord, en dan sê hy, en ek waarborg hierdie beloftes vir julle. Ek waarborg jou, ek sal jou God wees. Ek waarborg jou, ek sal vir jou goed wees. Ek waarborg jou, dat ek 'n plan met jou het. Maar jy moet bereid wees. Nie maar nie, en jy moet bereid wees. Is jy bereid om net God se te wees? Want dis wat hy van ons vra. Paulus skryf, mense wat spesiaal net God se is, vertoon 'n bepaalde kenmerk. Hulle glo in Jesus. En daarom is hulle deel van God se hegte familie, wat baie omgee vir al God se kinders. Ons het dit vanoggend gelees. As ek net God se is, dan glo ek in Jesus Christus. Dan glo ek dat hy die verlosser is. Dan glo ek dat God my Vader is en dat hy my se kind maak. Dan word ek deel van God se familie. En daarom gee ek baie om vir al God se kinders. Sy volgende opmerking oor hierdie mense is, van die dag af dat dit tot julle deurgedring het, hoe goed God vir julle is, sonder dat julle het regverdig verdien, weet julle dat die ware God aan die werk is. Ek kan nie dink dat enige iemand wat deur God uit die vuur geruk is, anders kan as om dankbaar te lewe teenoor hom nie. Ek dink in ons wêreld besef ons dalk nie wat God vir ons gedoen het nie. Vergeet ons wie God regtig is, en daarom is daar allerlei teks en toertjies wat ons koppe 'n bietjie vat, nee. Die woord van die Here sê, jy weet mos wie God is. Gaan leef dan so. So kom ons vra dan volgende die vraag. Paulus skryf hier en hy sê, ons weet hoe goed God vir ons is. Hoe goed is God vir ons? Die woord leer ons, as ons dit snap, as ons werklik verstaan, as dit tot ons deurdring hoe goed God vir ons is, sal ons weet dat die ware God aan die werk is. En dan kan ons deur sy genade medewerkers van God word. Hy sê eers wanneer ons verstaan hoe goed God regtig is, dan gaan hierdie goed moontlik wees. Dit kan nie moontlik wees terwyl ons 'n sondagskool idee van God het nie, en ek niks teen sondagskool nie. Dit is 'n wonderlike plek vir kinders om hierdie goed te leer. Maar die sondagskool antwoord is nie die antwoord van die lewe nie. Die antwoord van die lewe is lewe, maar op God se manier. Ons gaan vanoggend doop. Ag, en kan die kerk nie beklei oor die doop nie. Ons gaan iemand doop wat nie self kan kies nie. Ons gaan hierdie klein Amelia vat wat 'n wil van haar eie het, maar dis die bloedlyn waaruit sy kom. Ek meen, ons kan niks anders verwag nie. Pa en ma het sulke sterk wille van hulle eie, dit gaan so wees. Maar ons gaan haar doop nie op grond van haar keuse nie. Op grond van God se keuse, maar is dit regverdig teenoor haar? Wel, net so regverdig as wat dit is dat Jesus vir my aan 'n kruis gesterf het voor ek dit geweet het, voor ek dit kon kies. Net so regverdig as wat dit is om te sê, Here, U is my God, omdat U my gekies het. Ek vertrou U. Want dis wat die Here volgens vir ons kom leer het. God self is die waarborg vir sy beloftes aan ons. God self staan pa vir dit wat hy met ons in ons lewe wil doen. En daarom hoef sy nie te kan kies nie. God kies. Julle hier op die plase weet mos nou van 'n skaap kies mos nou nie dat sy oorgemerk moet word nie. Die boer kies dit. Want die boer sê, julle hou julle hande van myne af. God kies dit. En hy sê vir die duiwel vanoggend, jy hou jou hande van Amelia af. En van al my gedoopte kinders af. Ook die van ons wat al ou gedoopte kinders is. En dis wat die Here vir ons wil sê, is ek waarborg hierdie verhouding. Jy moet net bereid wees. Ons kan ons nie vir God in die skuld kry by ons. Wat sal ek nou doen om dit alles te kan verdien? So,
Hoe goed is God dan? Wel, vir 'n begin het God die mens, wat seker ons almal dan insluit, gemaak as die kroon van sy skepping. Die beste. Het julle al gelees in Genesis, kom die Here en dan maak hy, dan eerste dag, tweede dag, en elke dag as die Here klaar geskep het, dan sit of hy so terugstaan en na hierdie ding kyk wat hy geskep het, hierdie dinge. En dan sê hy, dit is goed. Het julle dit al so raak gelees? En dan kom die Here en dan maak hy die mens. En dan sê hy iets anders aan die einde van die dag. Hy sê nie, dit is goed nie. Hy sê, dit is baie goed. Ons sê so maklik, ek is maar net mens. En dan bedoel ons daarmee, ek moet verskoon word vir die feit dat ek nie goed is. God sê, om maar net mens te wees, beteken om baie goed te wees. Ja, partykeer kyk ons mekaar so en dan dink ons, daai en het nie heeltemal by die baie goed uitgekom nie. En dan kyk ons party ander en dan sê ons, wow, is hulle nie baie goed nie. My broer en my suster, dis wat God jou en my gemaak het. God se roeping op jou lewe is dat jy moet baie goed wees. Is 'n bietjie moeilik, nou in die Sondagoggend hier vir 'n uur lank sit makliker, maar kom Maandag, dan sit 'n ander lossigheid. Miskien moet ons God van Maandag opmaak en nie net van Sondag nie, nee. Die Here sê, dis hoe goed ek vir jou is. Ek maak jou die kroon van my skepping. Mense kan so lekker te kere gaan oor erfsonde. Groot klippe, ek weet nie by julle nie, maar daar by ons elke 4-5 jaar, dan kom hy ding weer verby, en dan is dit nou die groot ding. Bloedlyn, vloeke, en hierdie, en daai, en ja, erfsonde is 'n woeste ding, om die eenvoudige rede, dat as 'n pa sy kind geleer het om op 'n bepaalde manier te doen, dan doen hulle dit min of meer. Behalwe as hulle tieners is, dan doen hulle presies die teenoorgestelde. Die Here kom en hy sê vir ons, wat jou pa jou geleer het en jou ma jou geleer het, wat jy in jou huis geleer het, dis die pad wat jy gaan loop. Dis hoekom ons volgende kan doop. Johan en Amike se ouers was verbondsouers, en daarom is Johan en Amike gedoop, lank terug. Nou is hulle twee verbondsouers. Dis die enigste rede hoekom 'n gemeente kan toestemming gee vir die doop van 'n kind, is op grond van die ouers se verbondskap. Van die ouers se verbondouerskap. Hoe het Jesus met kinders gewerk toe hy op aarde was? Kleuterskool toe gegaan en vir die kindertjies gesê, luister, ek wil gou vir julle 'n lesie gee. Of het hy gewerk met die kinders wie se ouers die kinders na hom toe gebring het? Gaan kyk weer mooi. God wil hê ouers moet hulle kinders bring. Dis ouers se werk. Die mandaat om kinders te doop kom van God se verbond met sy kinders af, en hierdie kinders se ouers wat deel is van die verbond. Dis hoe goed God vir ons is. Hy maak ons die kroon van sy skepping, hy maak ons deel van sy grootste planne. Hy sê, en as julle dit snap, dan werk dit. Ek het wou begin deur te sê, ons het so baie te sê oor erfsonde, wat waar is. Maar my broer en my suster, wanneer laas het jy opgewonde geraak oor erfgenade? Erfsonde, sê die Here vir ons in sy woord, tot die 3de en die 4de geslag, met ander woorde, almal wat agter hierdie ou wat verkeerd is, aan verkeerd doen, hulle sal gestraf word. Hy sê, maar my genade is nie 1 of 2 of 3 geslagte nie, duisende. En dis die punt, dis hoe goed God vir ons is. En as ons volgende mag doop, spesiaal, kom wys God hoe goed hy vir ons is. Om ons te kom haal waar ons nie eens geweet het ons nie wil wees nie. En ons te vat na 'n plek wat so goed is, al het ons ook nie daarvan geweet nie. Dis God se genade. Jy sien, ons snap dit nie aldag nie. Dit het nog nie tot ons deurgedring nie, en omdat dit nie aldag tot ons deurdring nie, leef ons dit nie aldag nie. Asof dit nie genoeg is dat ons die kroon van die skepping is nie, het God nadat hierdie kroon van hom gedros het, weggeloop het hy hulle sy kinders aangeneem. Het hy gereël dat hulle uit die modder opgetel word en verlos word, herstel word. Dis wie ek en jy is. Ek en jy is kinders van die lewende God. As hy ons koning is ek en jy prinse en prinsesse. En hoe kan ek dit sê? Want God sê, hy is die waarborg daarvoor. As ek dit moes waarborg, sê ek bevrees, dit sou nie 'n goeie waarborg gewees het.
As jy dit moes waarborg, dalk ook nie. Maar jy hoef nie, en ek hoef nie. God doen dit. En dis waaroor dit gaan. Om vir Here te sê, dankie Here vir die beloftes. Ek vertrou op U. Ek behoort spesiaal net aan U. Dis die belangrike woorde hier. Nou kom Paulus en dan sê hy, ek het julle geluk in gedagte. Daar's meer as 500 beloftes in die Bybel. Dit hang af wie dit tel en hang af wat hy oorsien. Maar jy gaan nie by dit rondom 500 uitkom. Waar die Here sê, ek is vir jou. Dis sy plan met jou. God het sy kinders se geluk in gedagte. God het die beste vir jou in gedagte. En ja, daar loop dinge skeef in hierdie wêreld. Om net een rede, en dis dat toe die Here ons maak, toe sê hy, jy ken goed. Hy sê vir Adam, bly hier so, is 'n lekker spasie man. Jy boer hier so, die reën sal op sy tyd kom, alles sal net gaaf loop. Jy sal net die goeie ken. En toe kry Adam hierdie vrou, en sy's oulik en alles, en toe kom sy op 'n dag en sy sê, maar ek wil meer weet. Ek wil nie net goed ken nie, ek wil goed en kwaad ken. Onthou julle daai boom, en sy gaan eet van daai vrugte, en toe ken sy goed en kwaad. En nou loop dinge partykeer verkeerd, want ons ken nou kwaad. En partykeer maak dit ons kwaad, laat ons kwaad ken. Maar nou ken ons dit. Maar toe kom die Here en hy maak 'n nuwe belofte, en hy sê, die kwaad sal jou nie oorwin nie. Nie as jy aan my kant is nie. Here, dit klink vir my 'n bietjie moeilik hierdie belofte van U, want het jy gesien hoe lyk dit in die wêreld daar buite? Ja, my kind, ek het en ek waarborg dit. So die Here volgende vir ons kom sê. Maar dan vra hy, dan moet jy dankbaar lewe. Hierdie planne wat ek het vir hierdie mooi beloftes, hierdie honderde beloftes wat ek vir jou in my woord gee. Jy moet gaan leef uit dankbaarheid. Daar in vers 5 het ons gelees, dit doen julle omdat julle verseker weet dat God self alles waarborg wat hy vir julle beloof het en vir julle reg hou. Die Here sê, my kind, bring jou kant en ek gee vir jou hierdie. Nie oor jou kant gebring het nie, maar oor om jou kant te bring, wys dat jy God regtig ken. Ons het soveel stories en soveel verskonings van ja maar. Here, ek glo dat jy sê, maar dis al 'n bietjie lank terug, nê? Here, jy weet, tye het verander. En dit is waar, tye het verander, maar God het nie verander. En daarom dien ons God soos God wil. Nie soos die mode is nie. Nie soos mense wil nie. Soos God wil. Vir hierdie waarborg, hierdie goeie nuus, staan God self in. Hoor jy dit? Dring dit deur. Want as dit nie deurdring is, toe die Here dit nie wil hê dit moet deurdring nie, dan sê ek dit net sleg. My werk is om vir jou te kom sê, daar wag vir jou 'n hemel. God roep jou, want hy het jou lief. Hy kom maak beloftes aan jou wat sê, jy sal wen. Gee my net 'n kans. Wees net myne. Behoort net aan my. Martin Luther se lewe vertel nogal baie oor die doop. Oor God se beloftes wat in die doop syne geword het. Vir hierdie kind van God, hy vertel van sy eie doop as 'n baba wat hy nou nie geweet het, maar hy vertel hoe hy sy doop hanteer later in sy lewe. Hy vertel hoe hierdie doop hom versterk het en herinner het aan God se liefde en God se genade vir hom, ook voor hy kon kies. En Martin Luther vertel dat dit is wat hom gedraai. Deur moeilike tye, hy het in die kerk moeiliker dinge beleef as ek. Hy sê, maar wanneer ek my doop onthou het, wanneer ek onthou het dat God my geroep het, dat God my uitgekies het, hy sê, dan kon ek dit doen, enigiets. Hy sê, dis my genade aan julle. Hierin is Martin Luther vir ons 'n voorbeeld van hoe om met ons eie en ons kinders se doop om te gaan. Om te onthou dat die doop die sigbare teken is van dit wat Paulus in vers 5 skryf. Dit doen julle omdat julle verseker weet dat God self alles waarborg. Dis hoekom. En wanneer ek en jy die doop onthou, ook die een wat ek nie kan onthou nie, oor dit my eie was, dan moet ek onthou God beloof dit.
Ja, Here, ek kon nie kies nie. Ouens wat dit wil gebruik as argument is reg, ek kan nie kies nie. Amelia kies nie vanoggend nie. Haar pa en ma kies. Maar haar pa en ma, sy het ook nie haar eie naam gekies nie. Haar pa en ma het dit ook gekies en niemand het 'n groot probleem daarmee nie. So haar pa en ma is kinders van God. En daarom sê God, julle kind is dan ook myne. Hierdie belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, sê die Here homself. Jy sien, God styl staan in vir hierdie goeie nuus. God self sê, dis wie ek vir julle sal wees. Die doop ook aan iemand wat nie verstaan nie, nog nie kon kies nie, is sigbaar. Is 'n voelbare waarborg vir alles kan as God wil. Ek kan as God wil. Ek sal as ek God toelaat. Dis wat die doop wil beteken vanoggend. En dan onthou die Kolossense belofte. God self is die waarborg hiervan. Die doop is 'n oproep om bietjie terug te staan, om 'n bietjie te laat los, om 'n bietjie te laat God. Dit is ons so 2 jaar oud slaan, dan ons moes daai ek sal. Ek sal self, ek wil. Die Here sê, hey, word 'n bietjie groot man. Laat ek 'n bietjie. My broer, my suster, die doop het ons oproep om 'n bietjie te laat God. En Johan en Amika, julle gaan volgens die belofte aflê. Mense klomp wat dit al reeds gedoen het en wat dit in die toekoms gaan doen. Maar hierdie belofte sê ook aan julle twee, julle kan maar partykeer 'n bietjie laat los. 'n Bietjie laat God. En dat hy vir julle die krag sal gee om dit te doen. Want die Here wil vanoggend in besonder vir ons sê, Amelia is syne. Julle mag haar oppas en julle mag haar groot maak en julle mag vir haar baie lief wees. Maar sy behoort aan God. En dit doen julle omdat julle verseker weet dat God self alles waarborg wat hy vir ons beloof het. Dis hoekom julle dit mag doen. Ek wil volgende graag afsluit met 'n gedig wat Niels Jackson geskryf het. Die gedig se naam is Doop. Kom ons luister daarna, ek hoop ek laat reg geskied daaraan. Martin vat aan sy voorkop as die blitse in sy borskas slaan. En die klipkerk se mure te dun is om die kommer na buite te baan. Martin vat aan sy voorkop asof hy die doopwater nog kan voel. Die koel lafenis van God se genade wat oor sy baba gesiggie spoel. Martin vat aan sy voorkop asof sy oumans vingers wil vat aan die oeroue beloftes van God wat met die water oor hom spat. Martin Luther vat aan sy voorkop en hy voel hoe sy hart bedaar. Mag jou in my hart 'n bietjie bedaar, 'n bietjie rustig raak, 'n bietjie laat God. Hoekom? Want God waarborg sy beloftes. Geliefde van die Here, glo jy in God die Vader, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde? Weet dan dat God ons Vader met jou doop al sy beloftes aan jou toegesê het en jou syne gemaak het. Glo jy in Christus Jesus, die eniggebore Seun van God, ons Here? Weet dan dat Jesus Christus vir jou gesterf het en dat die redding wat hy bewerk het vir jou bedoel is. Dis joune. Hy gee dit vir jou. Glo jy in die Heilige Gees? Weet dan dat die Here die Heilige Gees gebruik om jou te troos, dat hy deur die Gees in jou woon, deur die Gees vir jou die krag gee om 'n ware disipel van Jesus Christus te wees. Onthou dan jou eie doop. Onthou dan vandag se doop. Maar onthou bo alles, jy behoort aan die Here en niks kan hierdie waarheid ooit verander nie. Gaan wees kind van God. En dit verseël God deur jou te doop in sy naam. Mag jy en ek vanoggend weer hierdie doop gebruik as 'n geleentheid om te sê, Here, U is vir my. Help my om nou vir U te wees. Hoekom? Want God self waarborg sy beloftes aan ons. Amen.
Ek wil vra dat Johan en Amika Smit hier voor die kansel sal kom staan om saam met ons te luister na die doopformulier. Nou, die rede hoekom ek hier is omdat Johan het by my belydenis afgelê, hy het ook so klein kamachonnaatjie toe ek en hy mekaar teëgekom het. So dit is vir my spesiaal. Amika is ook 'n lidmaat in ons gemeente gewees. Hulle albei se ouers was in ons gemeente gewees. Amika se ouers is nog steeds in ons gemeente. So is my regtig 'n voorreg om dit hier by julle te kan kom doen. Baie dankie daarvoor. En dan is daar 'n ander stukkie geskiedenis. Hanlie is hier gedoop in hierdie kerk. Johan is hier gedoop en Amelia word hier gedoop. So hy's nou die derde geslag. Waarvan ek nou weet. Ek dink dis min of meer, ons kan seker nog verder gaan soek. Maar ja, dis 'n voorreg. En dan is dit 'n voorreg om saam met julle voor God te kan staan en vir hom kan sê, Here, hierdie dogtertjie wat vir ons die allermooiste is. U roep haar. Mag julle dit altyd onthou. En Johan, jy is profeet, priester en koning van hierdie huis. Mag die Here jou die krag gee om dit altyd te wees en dit altyd te onthou. Kom ons luister saam met Johan en Amika na die formulier. Gemeente van ons Here Jesus Christus. God het ons lief en ons is sy kinders lank voordat ons van God bewus geraak het. Dit word deur die doop bevestig. Die doop is een van die kerk se 2 sakramente. Dit gee sigbaar uitdrukking aan God se verbond met ons. En albei hierdie sakramente is die werk van God. Ons het nie eers geglo en toe sterf Jesus nie. En ons glo nie eers en ontvang dan die teken van die verbond nie. God doen dit voordat ons kon kies, voordat ons kan vra. Die doop getuig dat ons deel het aan die liggaam van Jesus Christus op grond van sy versoeningsdood en die werk van die Heilige Gees. Die genade van God, die liefde van Jesus Christus en die gemeenskap met die Heilige Gees het betekenis vir ons hele lewe. Daarom doop die kerk kinders van God. Die doop van hierdie kind van God herinner ons vandag opnuut aan ons eie doop. Ons glo dat die kerk die opdrag uit die evangelie het om mense in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees te doop. Die doop in die naam van die Vader getuig van ons nuwe verhouding met God. Die doop in die naam van die Seun bevestig aan ons die verlossing deur Jesus Christus. En die doop in die naam van die Heilige Gees is die waarborg dat die Gees van God in ons wil bly en ons voortdurend wil nuut maak sodat ons vir hom kan lewe. Die doop roep ons op om God lief te hê. Dit is belangrik dat gelowiges die betekenis van hulle doop sal uitleef. Ouers en die gemeente moet daarom hulle kinders leer wat die doop beteken. Ons kinders behoort in die lewe van die gemeenskap van gelowiges te ervaar wat dit beteken om aan God te behoort. Mag die Here aan julle as gemeente en aan julle twee as ouers die krag gee om dit presies so te doen. Ek gaan nou vra dat Amelia ingebring word sodat sy daarom die vrae kan hoor wat haar pa en ma antwoord, sodat sy later kan sê julle dan beloof. Smaak my, sy sal sommer self praat. Johan, Amika, julle het gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is waar die Here die verbond van genade aan ons en ons kinders waarborg en aan ons al die gawes van Christus skenk. Om te bevestig dat julle die doop vir hierdie doel gebruik en nie uit gewoonte of by gelowigheid nie, moet julle opreg op die volgende vraag antwoord. Die eerste sal julle val baie Romeis koop. Okay, dis nie die eerste nie. Die eerste is, bely julle dat hoewel Amelia as sondaar in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, sy nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmaat van sy gemeente gedoop moet word. Ten tweede, bely julle dat die leer van die Ou en Nuwe Testament, wat ook in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is. En ten derde, beloof julle om Amelia, van wie julle die vader en die moeder is, te leer wat die doop beteken en haar te laat groot word in die geloofsgemeenskap van Jesus Christus. Wat is hier op julle antwoord? Broers en susters, ek gaan nou die doop bedien. Ek het maar my eie dinge en maniere, soos wat ons almal het. So ek sê dit net vir as julle nou sien, ek gooi nie die water nie en ek druk nie haar koppiewers in nie.
ek teken op haar voorkoppie, en as ek sê, ek doop in die naam van God, dan teken ek 'n theta, die Griekse woord, of die letter wat vir God gebruik word. Ek doop in die naam van God die Vader, die theta, die Seun, 'n kruis, en die Heilige Gees, dan teken ek so duif op haar kop, en dis nou maar so my manier, dit gaan nie oor my manier nie, dit gaan oor die water, dit gaan oor dit wat God wil doen. So ek gaan haar doop, na die doop, gaan ons saam met haar bid, en dan gaan ek haar aan julle voorstel, en dan gaan ons sing. Ons aanvaar jy met die liefde van ons Heer. Dis dalk nou nie wat julle altyd by ons doen het, en so, verdra my nou maar, dis nou my beurt, so ons gaan dit so doen. Maar kom ons gaan doop dan nou eers vir Amelia. Hy is patroon. Hier is weer nou nie, hier kan ons nog 'n mikrofoon vir jou. Amelia Smit, ek doop jou in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Amen. Hemelvader, as ons familie na u toe bring, is dit omdat u haar geroep het, omdat Johan en Amika gehoor het, dat u haar roep. En ons kom gee haar vir u, omdat ons weet, dis die heel beste plek om te wees. Ons wil ook bid vir Johan en Amika as ouers. Dis 'n woeste wêreld, dis cowboy wêreld daar buite. Maar in u, en met u beloftes gepantser, kan hulle haar groot maak tot u eer. Ons dra hulle as gesin aan u op en vra Here, laat dit so wees. Dat mense in hulle lewe sal kan sien, hulle en hulle kind hoort aan die lewende God. En u is 'n goeie God. Ons dank u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Nou ja, koppies, dit is julle nuutste, varsste dooplidmaat. Behalwe dat sy nou baie mooi is en baie oulik is dit 'n groot verantwoordelikheid, want is nie net die ouers wat haar moet regleer nie. Sy word in 'n gemeente groot en in 'n gemeenskap groot, waar sy eendag gaan vra, pa, ma, hoekom is daai oom en tannie en daai ander ou, hoekom is hulle so knorrig as hulle dan al die rede vir blydskap het? Moenie dat sy het vra nie, man, wees bly. Wees vir die Here, wees vir haar voorbeeld en gee dat sy die Here sal leer ken, ook omdat sy deel van julle gemeenskap is. Kom ons sing vir haar dat ons haar aanvaar met die liefde van ons Heer en dat ons juist daarom medeverantwoordelik is vir haar verlossing en vir haar Christenskap. Die Vader. Ek sien hy wil oongee. Ek wil dan vra dat Amelia se grootouers net vir 'n oomblik sal opstaan. Dat ons daarom net vir hulle ook kan geluk sê. Ek wil vir julle sê baie geluk met die doop van julle kleinkind en agterkleinkind en mag sy vir julle net vreugde bring. Julle het genoeg moeite gehad met haar ouers, so julle het regtig nie nou nog te met julle kleinkinders ook nie. Bederf haar maar. Ek dink is 'n mylpaal in julle lewe, omdat toe julle belofte afgelê het vir julle kinders, het julle gesê, Here, ons sal hulle regleer. Nou kan julle hulle laat los. Hulle weet, want hulle het nou daai selfde belofte afgelê. Ons wens julle regtig van harte geluk met haar doop en ons bid julle net vreugde toe. Mag sy vir julle alles wees wat julle van kleinkinders gedroom het. Baie, baie geluk. Kom ons sit net so dan met ons saam. Dankie Here dat ons by die doop weer verseker word dat U as Vader ons liefhet. Dat U Seun ons red en dat die Gees in ons harte woon. Dankie Here dat ons opgeneem is in U verbond. Dankie dat gedooptes sigbaar as U kinders aangeneem word. Dankie dat ons deel kan wees van 'n
'n gemeente wat aan ons 'n geestelike tuiste bied. Dankie dat ons hier u evangelie kan hoor en gemeenskap met u en met mekaar kan uitleef. Neem ons lof en ons aanbidding aan. Here, lei ons en in besonder familie wat pas gedoop is, om altyd die warmte van u nabyheid te ervaar en altyd tot u eer te lewe. Inspireer ons om altyd na ander uit te reik. Vader, gee dat ons die betekenis van ons doop sal onthou en dat ons dit ons eie sal maak, hierdie beloftes van u wat u self waarborg. Jesus, Here, gee dat ons 'n lewe van u verlossende teenwoordigheid sal leef. 'n lewe wat sal getuig daarvan dat u ons God is. O Heilige Gees, vervul ons sodat ander in ons lewe kan sien dat u ons lei en ons troos. Ons bid vir die doophouers. Ons bid vir gedooptes en vir die gemeente. Gee aan ons die krag en die geleenthede om ons voorneme getrou na te kom. Ons bid dat hierdie 'n tuiste sal wees vir dooplidmate en belydenis lidmate, sodat hulle 'n geloofsgemeenskap van Jesus Christus kan wees, kerk kan wees soos wat u dit bedoel het. En dank Here dat ons kan vertrou. Ons kan dit alles doen deur die beloftes wat u aan ons gemaak het en wat u self kom waarborg het. Amen. By jou doop het Jesus vir jou gesê, ek het myself ook vir jou gegee, myself ook aan jou verbind. Alles wat ek kom doen het, is ook vir jou. Jy hoef nooit daaraan te twyfel nie. Daarom, kind van God, jy's nie per ongeluk hier nie. Waar jy ook al gaan, dis waar God jou stuur. Waar jy ook al is, God het jou daar geplaas. God het 'n plan met jou presies daar waar jy is. Jesus Christus leef in jou en hy werk in en deur jou, daar waar jy is. Glo dit, leef dit, in die liefde van God die Vader en die genade van ons Here Jesus Christus, deur die krag van die Heilige Gees. Amen.